Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 24ste Februarie 2026 en ons doen die nuus in kollig. Ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasaanval in Trigardsdal, boer 72 jaar oud, oorleef. Nuushooftrekke vir vandag: nepotisme in die aanstelling van amptenaar uitgewys. Plaasaanval in Limpopo, boer 72 jaar oud, erg aangerand en beroof op sy plaas. Vuurwapen na 8 jaar, opgespoor. Kabeldief veroorsaak watertekort van 3 weke in 'n dorp. Bloemfonteinse atleet, nie amptelik die vinnigste in die wêreld in die 110 meter. Windies wen Zimbabwe in Super 8 fase in T20 Wêreldbeker kriket. 'n 72-jarige boer van die Trigardsdal distrik in Limpopo het geluk aan sy kant gehad, aangesien hy op sy plaas deur 2 bekende mans aangeval en erg aangerand is. Johan van Eck was omstreeks 0800 Saterdagoggend in die plaashuis toe hy deur 2 mans in sy plaashuis se badkamer aangeval is. Die aanvallers het met 'n panga en 'n mes in hulle besit gehad, wat hulle as wapens teen Johan gebruik het in hierdie aanval. Die aanvallers het sonder versuim op hom toegetakel met die mes en panga en verskeie wonde op Johan se liggaam het gevolg. Volgens die polisie se inligting is sowat R2000 van die boer geroof. Die geld was eintlik vir 'n werker bedoel wat op die plaas werksaam was. Die 2 aanvallers het te voet gevlug en 'n plaaswerker het op die boer se erg bebloede liggaam afgekom en gelukkig het die boer nog gelewe. Die werker het vinnig hulp ontbied en Johan is na die naaste hospitaal geneem vir mediese behandeling. Hy het operasie van sowat 4 uur ondergaan. Geen sigbare slagare is beskadig nie en sy toestand het sedertdien gestabiliseer. Die plaasaanval het almal in die rustige gemeenskap geskok en is wyd veroordeel deur almal. Die polisie het bevestig dat 'n gedigte taakspan na die aanvallers soek en leidrade word nou opgevolg. 'n VF+ leier het genoem dat die booswigte se aanvalle deeglik vooruit beplan word en dit gebeur gewoonlik wanneer die mense dit die minste verwag. Die polisie sê dat mense te alle tye waaksaam moet bly. Enige iemand met verdere inligting oor hierdie saak kan die polisie se stopmisdaadnommer by 08600 1011 skakel. 'n Voorskool in Durbanville in die Kaapstadse metro was vir 'n paar dae lank gesluit en is diep skoon gemaak nadat 'n 3-jarige meisie in graad R aan die skool positief getoets is vir meningitis. Die hospitaal het die skool verlede Woensdag gebel en aanbeveel dat hulle hierdie klas waarin die meisie was so lank moet sluit. Al het haar toets nog nie deurgekom nie. Die skool is donderdagmiddag ingelig dat die meisie se toets positief was. Die junior campus was Vrydag ook gesluit en is die afgelope naweek behoorlik ontsmet. Dit is gister weer heropen. Hierdie voorval het ligte paniek onder die plaaslike gemeenskap veroorsaak nadat Dr. Willem Smit, plaaslike pediater, Vrydag op sy Facebookblad bekend gemaak het dat bevestigde gevalle van meningitis by 'n plaaslike skool in Durbanville aangemeld is. Ons monitor hierdie situasie in die provinsie noukeurig om 'n vinnige en toepaslike reaksie te verseker wanneer dit vereis word, het die departement bekend gemaak. Weerens dat die parlement se sekretaris die instelling se nuwe finansiële hoof aangestel het omdat hy sy loyale kameraad of makker is, bloot omdat hulle voorheen in dieselfde organisasie gewerk het, is ongegronde vermoedens. Die parlement neem met ernstige kommer kennis van nog een van 'n reeks kwaadwillige, valse en volgehoue media-aanvalle deur die DA gerig op Zolile George en wat nou na Makoki uitgebrei het. George Mikalakis, DA-hoofsweep, het verlede week in 'n verklaring oor die DA se paie aansoek gesê die DA het 'n afskrif van 'n arbeidshofuitspraak van 2020 bekom waarin 'n voormalige werknemer beweer het dat Makoki en George by Salga nou saamgewerk het om werknemers te boelie om onreëlmatige betalings vir hulle goed te keer. Die DA steun uitsluitlik op onbewese beweringe gemaak deur 'n voormalige Salga werknemer wie se beweringe deur die arbeidshof verwerp is en die OB as nutteloos bevind is. Staatsamptenare kan nie as bekwam geëtiketeer word nie wanneer hulle een instellings in diens is en bloot vir politieke opportunisme as korrup beskou word wanneer hulle in 'n ander instelling aangestel word, is gesê. 'n Vuurwapen wat sowat 8 jaar gelede by 'n polisiekantoor in Pretoria as gesteel aangemeld is die afgelope naweek tydens die inhegtenisneming van 'n buitelandse burger in Vicksburg teruggevind. 'n 32-jarige buitelandse burger is weens poging tot moord sowel as die besit van 'n onwettige vuurwapen en ammunisie aangekeer. Die vuurwapen sal vir ballistiese toetse aangestuur word om te bevestig of dit in ander misdade gebruik is, aangesien slegs 10 patrone teruggevind is. Die man het na bewering
'n 58-jarige man, tydens 'n tradisionele feesviering in die Boitumele woonbuurt in die been geskiet. Polisie is na die toneel ontbied en die vermeende skieter is daar aangekeer. Hy was in besit van 'n geldige paspoort, asook 'n ongelisensieerde 9mm pistool met sigbare reeksnommer. Die man is tans in aanhouding en sou na verwagting in die Landershof verskyn het. Die spesiale ondersoekeenheid sou ondersoek skets 'n ontstellende prentjie van stelselmatige korrupsie in die Departement van Binnelandse Sake met amptenare wat hulle self verryk het deur onwettige uitreiking van permitte. Die ondersoek van die SOE spruit uit 'n proklamasie van president Cyril Ramaphosa om ondersoek in te stel na ernstige wangedrag in verband met die uitreik van visums oor 'n tydperk van 20 jaar van 12 Oktober 2005 tot 16 Februarie 2024. Syndikaate is met presisie bedryf en het 'n swak plekke met verifikasie en monitering uitgebuit. Volgens die departement kan hy onthul dat 4 amptenare wat minder as R25,000 per maand verdien het, 'n totaal van R16,3 miljoen ontvang het. R180 miljoen word verbind met begunstigdes van bedrieglike visumaansoeke en dat dit ook verband hou met vervalste dokumentasie. Daar is op 237 toestelle beslag gelê vir forensiese ontledings vir die doel van hierdie ondersoek. Leon Schreiber het bygelas dat die departement 2000 studentevisums geïdentifiseer het wat op 'n bedrieglike wyse deur syndikaate uitgereik is. Dit het net een kabeldief gekos om 'n hele dorp vir 3 weke met waterprobleme en leek kan dit te laat. Net Januarie verlede jaar nog het olifantshoek in die Noord-Kaap so erg onder 'n watertekort gegaan dat sommige inwoners vir meer as 2 maande sonder water was en diere in die strate van dors doodgegaan het. Die afgelope Saterdag is 'n 24-jarige verdagte in die vroeë oggendure opgespoor en in hegtenis geneem deur die polisie. Hy is in aanhouding en sal in die hof verskyn op aanklagte van die Peter met beskadiging van noodsaaklike infrastruktuur in hierdie omgewing. 'n Egpaar het gister op aanklagte van mensenhandel in die Landershof in Bellville verskyn, nadat 4 mense glo met beloftes van werk na Thailand gelok is, maar in 'n syndikaat wat mense bedrieg in Kambodja beland het. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle werwing gedoen het en 4 slagoffers, 2 mans en 2 vroue, tussen 22 en 34 jaar oud, onder valse voorwendsels 'n werksgeleentheid by 'n inbeeldsentrum in Thailand beloof het. Lydens die werksaanbod sal die slagoffers tussen $400 en $500 betaal word. As ook kommissie, hulle sou 'n werkspermit en 'n visum kry, gratis verblyf en etes, vliegtuigkaartjies, sowel as R2000 vir etes op die dag van hulle vertrek na Thailand. Chatunga Mugabe, 28 jaar oud, het gister in die Landershof van Alexandra, Johannesburg verskyn, nadat hy verlede week in boeye geslaan is. Hy staan saam met Tobias Tamaray, wat 33 jaar oud is, tereg op aanklagte van poging tot moord en dwarsboming van die gereg, nadat 'n 23-jarige tuinwerker donderdag by die Mugabe woning in Hyde Park, Johannesburg, raak geskiet is. Mugabe staan ook tereg op aanklag van die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die staat vermoed dis na die voorval weggesteek. Die beskuldiging het na bewering die 23-jarige slagoffer aangeraak. Toe hy probeer vlug het, is hy in die rug geskiet. Hy het by die hek in mekaar gesak. 'n Veiligheidswag by 'n ander reis het die slagoffer glo buite opgemerk en die polisie ontbied. Die saak is uitgestel sodat die polisie onder meer hulle verblyfstatus by die Departement van Binnelandse Sake kan bevestig. Hulle sal na verwagting volgende week om borgtog kan aansoek doen. Die staat het reeds gesê hy sal die borgtog aansoek teenstaan. Die Bloemfonteinse Hekkieblits Jaden Parkin, wat 18 jaar oud is tans nie amptelik die vinnigste 120 mans atleet in die wêreld wat die 110 meter hekkies aanbetref, hoewel sy tyd van 13.6 sekondes is. Die Australiër Harrison Purcell sy 13.68 sekondes oortref het, sal sy tyd nie op die ranglys aangebring word nie, omdat die Vrystaatse Atletiekstadion nie internasionale akkreditasie het nie. Jaden, wat verlede jaar as die Vrystaatse topatleet onder seuns aangewys is, sê hy voel baie goed oor Saterdag se vertoning en is vas oortuig daarvan dat hy nog aansienlik daarop sal verbeter. Jaden sê hy droom ook daarvan om aan die Olimpiese spele te gaan deelneem. Hy het ook Saterdag aan die 100 meter nommer deelgeneem en 'n tweede plek daar behaal. Sy hooffokus bly egter hekkies. Die hoof van die Hoërskool Sentraal in Bloemfontein sê die skool is trots op hom en sy prestasies getuig van sy harde werk. Fabien Galti, afrigter van Frankryk, het die slop Emmanuel Moafu se vertoning uitgesonder na hulle 6 nasies sege van 33-8. Frankryk, wat vir die duur van die kragmeting onder geweldige druk in die vaste skraal verkeer het Galti sy slotpaar op die veld gehou en Gillard en Olivon as voorspelers opgebring. Ons is tevrede. Daar was 'n paar skrams wat ons ietwat in die trierad was, maar ons is nie te ongekrap nie, het Moafu gesê. Hy het die agterspelers 4 van die Hane se 5-3 ingeryg. Louis Belle, Berry
en Thomas Ramos, die debutant Galdrien en Emilian Galton het almal gaan druk agter die pale, was Galti meer in sy noppies met hulle verdediging as hulle aanvallende spel, al het die Italianers meer strafskoppe afgedoom as in vorige wedstryde, veral wanneer ons die besit gehad het, was ons skerp op verdediging, het Galti aan die media gesê. Die 30-jarige Sonelis was by albei die groot keerpunte betrokke in hierdie wedstryd wat Suid-Afrika met 37 lopies gewen het. Die tuisspan het 260 vir 6 in sy toegelate 41 boubeurte in die reënvolkorte stryd aangeteken en Pakistan vir 223 lopies uitgehaal. Lise 93 lopies nie uit aangeteken van 76 balle wat insluit 8 viere en 1 groot 6. Sy het haar pykolfbeurt met 2 vir 31 met haar draaiers opgevolg. Suid-Afrika was voor dit op 170 vir 6 in die 32ste beurt, iets wat in die knyp met 'n mededingende totaal betref het. Pakistan se Aisha Jafar het 81 aangeteken en Sidra Amin het 68 lopies aangeteken, het Suid-Afrika benoud gehad voor Lise in haar eerste boubeurt, hulle vennootskap van 126 lopies om die derde paaltjie verbreek het. Lise sê hy daarna om weer 'n voorslagdraaier te wees. Lise sê, dis altyd lekker om in 'n reeks met 'n oorwinning te begin, waar die spel beslis momentum sal gee vir die tweede wedstryd môre in Centurion. Die Windies het eerste gekolf en 254 lopies vir 6 paaltjies in hulle 20 beurte opgestakel met Shimron Hetmeyer wat 85 aangeteken het van 34 balle wat insluit 7 viere en 7 sesse en Rofman Powell het 59 lopies geslaan van 35 balle wat insluit 4 viere en 4 sesse was aan die spits van die verwoestende sessie. Zimbabwe is daarna vir 147 en 17,4 boubeurte uitgehaal. Zimbabwe wat uit die staanspoor teen bykans 13 lopies per beurt moes gekolf het, was gou in die knyp op 20 vir 3 en kort daarna die kragspel op 53 vir 4 gelaat. Dion Meyers op 28, die Zimbabwese kaptein Sinaka Raza het 27 aangeteken en Brad Evans het 43 geslaan van 21 balle wat insluit 2 viere en 5 groot sesse. Hy probeer om die teiken na te jag sonder sukses. Die Windy draaiers, Akilo Hussein, het 3 vir 28 geneem in sy 4 toegelate boubeurte. So wat 9 uur nadat die 22-jarige Suid-Afrikaner Casey Javas Sondag sy eerste titel in die Europese DP World reeks gewen het, het 'n 26-jarige Amerikaner in Los Angeles ook sy eerste toernooisege in die PGA reeks behaal, nadat Jacob Bridgman sy voorsprong in die laaste ronde van die Genesis Invitational by die Riviera buiteklap van 7 houe tot 'n enkele hou gekrimp het, het hy op die laaste pytjie kop gehou en danksy 'n suksesvolle beurt vir 'n sege met 1 hou behaal. Bridgman wat danksy agtereenvolgende rondes van 64 houe Vrydag en Saterdag die laaste ronde stewig in beheer begin het agterna gesê hy het nie gedink dit sou so moeilik wees om 'n sege te kon beklink het nie. In die sonskynreeks was daar Sondag ook vreugde vir Suid-Afrika se Oliver Becker uit die Durban Ope wat weens giere weer na 3 rondes verkort is met 2 houe gewen. Die Proteas het deeglik vir Indië voorberei en hulle strategie in al 3 dissiplines spesifiek volgens die span se sterk en swak punte aangepas. Soos die Lungingidi met die kolf kon 'n mens sien hoe David Miller 63 aangeteken het van 35 balle. Dewald Brevis het 45 lopies aangeteken van 29 balle en Tristan Sapp het 44 aangeteken van 24 balle. Duidelikheid oor hulle planne teen gevaarlike manne soos Wuran Chakravarti gelei het. Met die Balaton Gidi en Marco Jansen 4 vir 22 sy stadige aflewerings die deurslag gegee, terwyl Coben Bos 2 vir 12 en Keshav Maharaj 3 vir 24 ook skade aangerig. Maharaj het 3 paaltjies en 1 boubeurt laat spat en die Cowers met slim boulyne uitoorlê. Suid-Afrika speel nog teen die Wes-Indiese eilande Donderdag en Zimbabwe op Sondag in die Super 8 fase en 'n plek in die halfeindronde wink. India kan eers weer in die eindstryd vir die Proteas se pad kom. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so, Messina 1935, Polokwane 1631, Lephalale 1834, Mbombela 1632, Mahikeng 1626, Pretoria 1829, Johannesburg 1723, Ermelo 1228, Galagari 1729, Gaborone 2033, Richards Bay 2128, Pietermaritzburg 1730, Durban 2129, Port St Johns 1829, Pongola 1935, Maputo 2135,
Bethlehem 1323, Bloemfontein 1527, Allewal Noord 1527, Welkom 1628, Vryburg 1530, Kimberley 1628, Appington 1729, Prieska 1828, Springbok 1226, Karasburg 1427, Keetmanshoop 1628, Mariental 1831, Alexanderbaai 1526, Brandvlei 1527, Loederitsbaai 1626, Vredendal 1828, Kaapstad 1824, Sutherland 1322, George 1828, Jeffreys Bay 1822, Cabarra 1822, Graaff-Reinet 1417, Kaapogillas 1727, De Aar 1523, Molteno 1123, Beaufort Wes 1725, Oos-London 1626. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.03 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.32, die euro verhandel teen R18.88, 'n pond kos R21.61, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,184, palladium per fyn ons is $1,771, silwer per fyn ons is $87.11, goud per fyn ons is $5,164, Brent ruolie per vat is $71.75. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.